Ons is besig om te praat oor die siel en die gees en een van die dinge wat ons gepraat het is oor die wen van die siel of die verloor van die siel. En ek dink 'n ou moet laasweek se boodskap daar het miskien suggestions gekom en so. Ek wil tog vir u vra, you must hang in there. Ou moet deel wees want jy stap oor weke met 'n ding. So as jy een week vat, gaan jy miskien iets misverstaan of iets en so aan. En ek wil dit tog net duidelik stel. Laasweek se ding, daar is iets soos in die skrif soos sondig teen die Heilige Gees en al hierdie goed. En dis baie keer is kinders van die Here stop teen die goed en is bang daarvoor en so aan. Moenie laasweek se ding sien as jy weet fatal klaar. Dis nie wat ek daarby bedoel het nie. Ons moet verstaan wat die verkoop van die siel beteken. Baie duidelik. En dis nie, ek speel nie met die genade van God nie. Onthou die genade van God is geweldig groot en geweldig diep. En as daar by jou nog enigsins die woeling hier binne is en die vrae oor die goed en so aan, dan moet jy weet die Heilige Gees is nog met jou besig. So dis 'n baie om sonder teen die Heilige Gees en al daai goed en so aan, die skrif in Hebreërs waar hy sê daar bly geen offer vir die sondes meer oor nie. En dis iemand wat die bloed van Jesus vertrap het en so voorts. Gaan lees maar mooi daar. Ek dink daai is goed wat op 'n baie ver edge is. Wat ek nie iemand ken wat al daar gewees het nie. OK, so julle verstaan wat ek bedoel. Moenie in laasweek se boodskap vrees sien en daai tipe goed nie. Maar ek wil hê jy moet uit hierdie reeks uit verstaan hoe belangrik is die siel. En ek wil hê jy moet jou siel kan manage, jy moet kan erken hoe werk die siel en hoekom is die siel die area wat die vyand gaan kies om deur te werk. En so aan, jy moet daai goed sodat jy ten volle gees, siel en liggaam kan groei en kan suksesvol wees en kan effektief wees in die Here. So asseblief moenie laasweek sien as dat ek daarna toe gegaan het nie. Dis nie wat ek bedoel het nie. Maar die Bybel sê ook ons moenie die dinge wat in die wêreld is lief hê nie. Julle verstaan wat ek meen. En dis dieselfde met Eva. En dis die terreine waarop die vyand haar versoek het, is die drie goed wat in 1 Johannes 2 vers 15, 16 en 17 genoem word. So loop saam. Die goed word baie kere volgende week en 'n week daarna en so aan word dit uitgepleis. En as jy nie kan wees nie, kry die goed en luister dit en so aan. En ek wil vanmôre met u 'n spesifieke ding deel oor die rol van herderskap in die wen van die siel. Nou die wen bedoel ons nou nie sielewen soos wat ons altyd gepraat het van evangelisasie nie. Maar dit wat ons hier gepraat het van you can lose your soul, you can win your soul ensovoorts. Nou om die siel te wen, God het sekere goed gegee en een van die dinge wat die Here gegee het is herderskap. Ek wil vanmôre vir u dit uitwys en verduidelik dat u kan verstaan. Dat u kan verstaan hoekom ons die goed sê wat ons sê. Want weet u wat, die laaste 2 of 3 of 4 begrafnisse wat ek gehou het, dan wil ek iets, jy weet, dan wil 'n ou nou graag 'n sekere rigting gaan, dan bring die Here my terug. Dan sê hy vir my, sê vir die mense wat iemand verloor het en wat rou of wat ook al of so aan, hulle huil lê in 'n gemeente. Hulle moet ergens betrokke raak en inskakel by die plek waar die Here hulle sit. Moet hulle inskakel want dis hulle behoud van hier af. Ons kan nie genoeg beklemtoon. Christus het 'n liggaam. Christus het 'n liggaam. U het vir my 'n liggaam berei. En dan sê Paulus, sodat ons die volheid kan hê in die liggaam. Né? Die volheid van die Godheid
woon in hom liggaamlik. En dit sê hy in Kolossense, lank na die kruis en al hierdie goed, lank nadat hy 'n aardse liggaam gehad het. Sê die Bybel in hom, Kolossense, nee, die een wat ek kan dink is lieg nie vir mekaar nie. 3 vers 9, maar kan nie onthou nie, dis daar ergens, dan sê hy, in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En dan sê hy, en ons het hierdie volheid in hom. Dan 'n woorde, in die vorm van sy body het ons die volheid van die hoof. Ons kan nie die volheid van die hoof hê as jy jouself isoleer nie. Dis 'n leuen wat die duiwel baie mense wil laat glo vandag. En ons gaan 'n bietjie daaroor hier en daar deel. Jy kan nie die volheid van die hoof hê in isolasie nie. Jy die volheid van die hoof in sy liggaam. Die salwing vloei van die hoof vir die kop, die baard en af van Aaron. Né? Jy kan nie onder by die soem van die kleed kom as jy nie deel van die liggaam is nie. As jy wil verstaan wat ek sê, né? As dit net Abraham se kop was, het die olie nêrens gekom nie. Van sy baard afgeval en dit was gone. So ek wil 'n bietjie met u praat oor herderskap, dat ons hierdie goed begin reg maak en reg sien en reg doen in die liggaam van Christus, okay? Dat ons dit reg gebruik. So 1 Petrus 2 vers 25. Want julle was soos dwaalende skape, dis omtrent 92, ekskuus. 93, Amelia. Het lyk my as 'n man die dag skrif lees, dan doen jy nie 'n bord nie. Multitasking. My vrou sê altyd vir my, julle manne weet niks van multitasking. Maar die vrouens doen 700 goed gelyk, aan doen hulle nie een van hulle ordentlik nie. Just a thought. Well, okay, sorry, my skrifgedeelte is Psalm 23. En hoekom ek nou dit sê, julle verstaan dat ek preek nie nou oor Psalm 23 as sal ek sê, maar ek preek oor die siel, né? En hy verkoop my siel. Kom, Barry, ekskuus man, Amelia, kom ons gaan gou terug na slide 1 toe. Heel aan die begin. Kom ons lees dit gou. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Okay, vraag 1, vers 1, gaan gou terug. Die Here is my herder. My vraag is, hoe is hy jou herder? Wys dit vir my prakties. Dis maklik om sterretjies in die oë te kry en sê die Here is my herder, maar hoe werk dit? Julle weet van die light, het ek julle vertel van die light met die donde weer, né? Ja, toe sê hy hierdie keer het ek 'n Jesus nodig met vel aan. Okay, die woord moet vlees word. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Kyk net hierdie rol van die herder. Né? Die rol van die herder. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van my herder bly. Kan ek dit so vertaal? Is dit korrek? In lengte van dae. Okay, goed, kom ons gaan terug na 92 waar ook al. 1 Petrus 2 vers 25, want julle was soos dwaalende skape. Maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer. Nou goed, as ek terugkom na die Here toe, as ek wedergebore word, dan keer ek terug na die herder en die opsiener van my siel. Met ander woorde, Jesus, wat is Jesus vir my?
Jy kan honderde duisende goed sê, daar's baie goed, maar een van die dinge wat hy graag in jou lewe wil wees, hy wil die herder en opsiener van jou siel wees. Want hy weet hoe belangrik is jou siel. Hy wil die herder en die opsiener van jou siel wees. Ek wil hê jy moet dit inprent in jou gedagte vanmôre. Ons het teruggekeer. As ek wedergebore word, is ek onder nuwe eienaarskap. Onder wie se eienaarskap is ek? Ek is onder die eienaarskap van 'n herder en 'n opsiener. Die opperherder wil ons in sy liggaam plaas wat onder die herderskap staan van mense wat hy daar geplaas het. Ons gaan nou daarby kom. 2 Korintiërs 2. Ek sal baie graag uitgee. Ja, myself weggee vir julle siele. Al word ek terwyl ek julle oorvloedig liefhet, minder bemin. Ek sal myself weggee vir julle siele. Hebreërs 13:17. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele, as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigte nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Die rol van herderskap is om te waak oor die siele van die mense onder daai herderskap. Met ander woorde, hy sê julle voorgangers, wees gehoorsaam en onderdanig, want hulle waak vir julle siele. My job met jou is om te waak oor jou siel. En ek wil vir u sê baie keer, dan is ek bekommerd as ek kyk hoe ouens nie hulle siel oppas nie. En hoe hulle baie keer betrokke raak in goed wat ek weet gaan hulle siel skade aandoen. Jesus sê, wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly? Jy weet, dis interessant, vroeër jare in Pinkster, die mense het na die Here toe gekom regtig in krag, né? U onthou daai tye, né? Wel, die van u wat dit ken, ek kom uit 'n Pinksterhuis uit, en ek ou baie die stories gehoor. Ouens het na die Here toe kom, soos die een ou gesê het, I was born in the fire and I can't live in the smoke. They were born in the fire. Baie van julle wat Pinkster groot geword het, se vorige geslagte. En hulle het die Here lief, en hulle is aan die brand vir die Here. Maar nou het hulle kinders nie noodwendig daai selfe ervaring nie. Nou wat maak hulle? Omdat hulle weet, en omdat hulle sensitief is vir die Here, sê hulle vir hulle kinders, jy mag nie fliek toe gaan nie. Jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie. Hoor jy wat ek wil sê? Wie weet waarvan ek praat? Jy mag nie dit, en hulle maak dit 'n wet, en die kinders, die volgende geslag, was dalk nooit wedergebore nie, maar hulle moes die wet, noem dit nou maar 'n wet, hulle moes die wet gehoorsaam. Hulle moes wegbly daar, hulle moes al die goed en so aan, sonder om die inhoud te hê van hoekom hulle dit moes doen. Sonder om die verhouding met die Here en die sensitiwiteit vir die Heilige Gees te hê. Nou kan jy debat oor hoe was right en hoe was wrong. Dis nie waarheen ek wil gaan nie, maar die feit is, in hulle liefde vir die Here en goed het hulle gesê, ons kinders gaan skade ly as hulle in hierdie atmosfere goed kom, so jy mag nie sein toe gaan nie. Nou my broeder en suster, nou ons wat sê ons is wedergebore en vervul met die Gees en alles. Jou kriteria moet wees vir jouself. Ek kan nie na plekke toe gaan en in omgewings kom wat my siel gaan skade doen nie. Wat my siel gaan skade doen nie. Ek wil vir jou mooi vra, luister na die Gees van die Here vanoggend. Daar's sekere plekke wat 'n kind van God nie gaan nie. Jy kan hoe sterk wees, jy kan doen wat jy wil, die gees van die wêreld is uit om jou skade te doen. En ek weet ek klink nou baie oudtyds, maar ek gee nie om nie. Ek waak vir jou siel.
Ek waak vir jou siel. Moenie vir my kom en sê, pastoor, die Here het gesê ek moet evangelisasie gaan doen in die bar nie, jou voet. Daar's 'n boekie as jy ooit hom in die hande kan kry, Seductions Exposed. Klompie jaar terug geskryf, maar in elk geval in hierdie ding skryf hierdie persoon baie skitterend oor die gees van die wêreld en die invloed en die krag wat dit het op kinders van die Here wat nie sterk genoeg is nie. Hy noem voorbeeld na voorbeeld uit sy eie bediening en so aan. Ek kan nie onthou wie se skrywer nie. Maar dis nogal die moeite werd. Ek dink amper ek het hom op elektroniese media as jy dit wil hê. Ek weet nie, maar dis baie skitterend om daarna te kyk. Dis 'n werklikheid. Johannes sê nie verniet, hy sê stel die geeste op die proef. Jy sien, want ons praat baie keer van sê nou maar 'n gees van teneergedruktheid. Nou, ons weet die vyand werk in die donker wêreld, in die bose wêreld, werk die vyand deur geeste, verleidende geeste. Maar daai gees kan nie op jou gees werk nie, maar hy werk op jou siel. Hy werk deur jou siel. Dis geeste, verleidende geeste, en gaan lees by Efesiërs 6 al die goed, maar wat inwerk op die siel van die mens, as jy nie wakker is nie, en jou siel bewaar nie, dan kom hierdie goed om jou skade aan te doen, en my job is om te waak oor jou siel. So ek offend jou liewer, as jy luister sal jy wen, as wat ek jou los. Amen. Ek is liewer bereid om jou te offend, as jy wil groei, as jy daai stem wil hoor wat klop, as jy wakker is vir dit, as dit jou begeerte is om warm te word en uit lauheid uit te kom, en jy luister, dan het ek jou gewen. Maar deesdae word die kerk 'n plek wat jy soveel as moontlik getalle en koppe en geld en al die goed moet kry, so jy bly liewer stil. Iemand sê nou eendag vir my, ek was so verbaas, die ou sê, hy sê, jong, die kerk waar ek nou is, nou ons ken die opset en so aan, hy sê, die pastoor los my heeltemal alleen, hy sê, ek kom en gaan soos ek wil, en as ek die dag kom en ek voel lus om iets te doen in die kerk, wat nou sy ministerie is, ek kon nou nie myself hier weggee nie, hy sê, dan doen ek het, dan het ek die vryheid om dit te doen. Hy sê, maar andersins, ek kom en gaan ek soos ek wil, en niemand vra enige vrae nie. Hallo, is dit waak oor iemand se siel? Handelinge 20. Kyk gou 'n bietjie hier, nou, ek onthou ek praat oor herderskap. Vanoggend. Handelinge 20. Paulus is naby Efese, en hy sê vir hulle, hy sê, gaan roep die mense van Efese, die ouderlinge, ek wil met hulle praat. En by hierdie geleentheid het hy vir hulle gesê, ek sal julle aangesig nie weer sien nie, en so aan, maar ek wil by julle hierdie gedagtes los. Nou sê hy vir hulle onder andere, ek het so 'n stukkie uitgetrek. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal. Rein is van die bloed van almal. Dis 'n kwystelling, né? Ander woorde, almal wat die Here my gegee het. Spesifiek nou Efese, maar maak nou nie saak nie in 'n ander konteks. Almal wat die Here my gegee het, ek kan account vir hulle, en die ou wat nie geluister het nie, dit uit sy eie uitgedoen. Sê Paulus, ek is rein van die bloed van almal. Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God, sê gou die hele raad. Kyk nou hierso, hier kom hulle verantwoordelikheid. Gee dan ag, onthou hy praat met die leiers van die gemeente, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Die prys is, dit waarmee jy werk is, mense wat verkry is deur die bloed van Jesus Christus. Dis vir hulle siele wat jy waak. Nou sê hy, wat die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het oor julle. Wie het hulle aangestel?
Kom ons wees nou prakties. Wie het hulle aangestel? Dink julle hulle het eendag daar gaan sit en toe sê 'n stem uit die hemel uit, Koos, Gert, Jan, Piet. Nee, Paulus het hulle aangestel. Is dit reg so? Paulus het hulle aangestel. Met ander woorde, herderskap gaan prakties na jou toe kom deur mense. Moenie sê die Here is my herder en is 'n pie in the sky nie, man. Dit werk nie so nie. OK, kom ons gaan aan. Want ek weet dit, dat na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Amazing, hè? Paulus sê, as ek waai, my anointing het die wrede wolwe terughou. Hy sê, maar as ek waai, gaan daar ouens kom wat julle gaan verwoes. That's why we need succession in the body of Christ. Daar moet 'n second man wees, wat in die plek kan instap. Hoor julle dit? Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. So Paulus sê vir hulle, luister manne, my herderskap, my anointing, my grace oor julle, het hierdie ouens weggehou. As ek waai, gaan hulle inkom, julle moet dit weet. Maar ook uit julle uit, daar sit van julle skarminkels wat net wag vir my om te waai. Gaan nog 'n rukkie wees, hoor. Maar anyway, julle hoor wat hy sê, né? Dit is amazing. Dit is so amazing. Hy sê, daar gaan goed in julle opstaan. Met ander woorde, ek wil hê jy moet dit sien. Paulus sê, die grace van my, noem dit dan nou maar herderskap, het hierdie goed in bedwang gehou. That's why there's anointing and leadership in the body of Christ. Het hierdie goed onder dwang gehou, die oomblik wat ek gaan jy hierdie goed sien opstaan. So ons moet sterk bou, dat hierdie goed nie kan gebeur nie. Luister mooi, ons moet sterk bou, dat hierdie goed nie gaan gebeur nie. Een van die dae is die leierskap wat tans hier is, besig, hulle sal amper in die vertreksaal. Ek is al in die departure hall amper. Maar anyway, maak dit nie saak nie. Nou luister nou, julle wat jonger is, wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen as ek nie meer daar's nie? Gaan jy vir jou 'n ander gemeente soek of gaan jy gesê ek kan nie hierdie woord los nie. Hierdie woord lewe in my hart, hierdie season, ek kan nie hiervan wegloop nie, ek sal eienaarskap vat. Wat gaan jy sê? Nee, moenie my so kyk nie, sê vir my. Wat gaan jy doen? Gaan jy opstaan and be counted? Kry nie 'n antwoord nie, maar miskien eendag sal ek 'n antwoord kry. Is doodstil. Kom ons lees gou. Ek net gou kyk, ek wil myself bietjie spys. Kom ons lees gou hierdie, hier's 'n paar aanhalings uit 'n persoon wat 'n boekie skryf oor die siel en die gees en die merismos en al die goed. There is authority returning to the earth and it is called divine authority. In time to come, wherever you go, someone's spirit will have oversight over your soul. This is Aaron's rod. It is blossoming, for it has returned through the Ark of the Covenant. And wherever you go, you will experience divine authority. We might as well get used to it. Submit to God's way and rejoice, thanking God for it. The main reason many people will not get involved in a local body is because they do not want anyone over them. Hello? I have heard people say that specifically. I don't want anyone over me. Sure enough, no one is over them, not even Jesus. Hallo? Want as Jesus over jou is, dan aanvaar jy sy method. Because of the extremes which occurred in the shepherding movement. Okay,
Many people say Jesus is my covering. Daar was op 'n tyd so ding in Engeland te goed gewees, wat baie skade aan mense gedoen het, en so mense het te ver gegaan. Many Christians will not allow anyone to provide oversight to them. Jesus, the chief shepherd, wants to place us in local sheepfolds, churches, to bring oversight through under shepherds. This is the purpose of the bishop ministry that God established, as shown in the New Testament. However, those who have oversight are to be over us from their spirits, not from their souls. The problem has been that many in authority were operating through the soulish realm. When someone lets a position of oversight go to his head and begins to try to force people to submit, it hinders God and hurts the church and the people involved. Dominion by the soul is only offensive and undermining. We must realize that there is divine authority that is of God and comes from the Spirit. Nou haal hy ook aan 1 Petrus 2. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Shepherd and bishop. Here is a twofold work of the pastor. Shepherd and bishop of the soul. The Israelites became fearful while Moses was on the mountain. They said, Moses, you speak to us, not God, lest we die. That is what people want, because if it is just Moses, we can argue with him. But how can we argue with God? We either submit to God or resist him, and God resists the resistor. Jesus has provided bishops as overseers of the souls of God's people. Jesus has provided them, né? Vyfvoud het van Jesus afgekom. He also has given you a local body to which you may submit. The main reason Adam and Eve blew it was because Adam refused to bring oversight to his own soul and failed to provide oversight to his wife's soul. As a result, they submitted to the wrong spirit. Baie belangrik. Nou, Psalm 91. As ek vir jou vra, ons sing die liedjie, He that dwelleth in the secret place of the Most High. Is dit so? Okay, nou wat is die secret place? Jy sien ons het hierdie idilliese idee, dis as ek in my binnekamer is en so aan. Nou kom ons gaan kyk na die woord. Psalm 91, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want dit is hy wat jou siel sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Wie se vlerke? God. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg, vir die pes in die donker, vir die siekte op die middag. Al val daar 1000 in jou sy, 10,000 in jou regterhand, en jou sal nie aankom nie. Net met jou oë sien dit dan skou en die vergelling van die goddelose sien, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Nou hierdie is nou in die dae van Dawid en weet jy die psalm sê, was dit Moses, né? En so aan. Dink amper Psalm 91 se moeskrift. Maar anyway, kyk bietjie vers 9 mooi, want U Here is my toevlug. Nou vra ek weer vir jou, wat beteken dit? Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Wat is vandag in die Nuwe Testamentiese understanding in die jaar 2025, wat is die beskutting van die Here? What is the covering of God? Okay. Geen onlans jou tref, geen plaag naby jou tent. Hy sal sy engele jou aan gaan nie op bevel gee, waarop al die weer sy op die hande dra, so voet teen geen klip stamp nie. Leeu en die ander sê trap, ons ken al hierdie verse, omdat hy my lief het, sê God sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, ek sal hom verhoor en die nood by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee met lengte van dae. Onthou jy Psalm 23? Ek sal in die huis van die Here wandel tot 'n lengte van dae. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Sê gou amen. OK. Nou kom Matteus 23. Nou is Jesus gryp weer die Fariseërs. En hy het belustiek geraak as hy 'n Fariseër sien. Maar nou kry hulle weer beet.
En van daar af gaan hy aan, hoor nou hierso. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is. Luister mooi. Jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is. Wat het die Here Jesus gesê? As jy die een ontvang wat ek gestuur het, ontvang jy my. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos sy hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak en julle wou nie. Wat het Psalm 91 gesê? Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Is dit reg? Nee, is dit reg? Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos sy hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak en julle wou nie. Hoekom wou julle nie? Julle die wat ek gestuur het om dit te doen en julle doodgemaak. Verstaan julle my broeder en suster? Kyk, julle huis word vir julle woes laat. Met ander woorde, as jy dit doen, dan voeter jy jou hele covering weg. Dan het jy geen protection nie. As jy in isolasie wil wandel, het jy geen covering oor jou lewe nie. Want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien. Check hierso, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseënd is die een wat in my naam kom. Dis wat gebeur. Hulle het hom reject, en toe sê Jesus, dis die principle. As jy my ontvang, ontvang jy die een wat my gestuur het. Julle sal my sekerlik nie sien, voordat julle sê, geseënd is hy wat kom in my naam. Ok, kom ons gaan na Lukas 11 toe. Wee julle, want julle bou die grafte van die profete, en julle vaders het hulle gedood. Julle gee dus getuienis vir die werke van julle vaders, en het saam welbehae daarin, want hulle het al gedood, en julle bou hulle grafte. Daarom het die wysheid van God ook gesê, check hierso, die wysheid van God, sê gou wysheid. Die wysheid van God, God in sy almag en in sy wysheid om sy kerk en sy skape te beskerm en vir hulle die volheid van lewe te gee en hulle te behoed en alles vir hulle die beste te gee. In sy wysheid sê hy, right, wat sal ek doen? Ek sal profete en apostels na hulle stuur. Met ander woorde, the body of Christ rests on sent ones. Die hele werking van God, wat hy wil doen in sy liggaam, wat hy wil doen vir jou, wat hy wil doen in sy volheid vir jou gee, alles van dit berus op, as ons kan inval by wat God daar gestel het. En van die sal hulle doodmaak en vervolg, sodat van hierdie geslag afgeëis kan word, die bloed van al die profete wat vergiet is, van die grondlegging van die wêreld, van Abel af tot by Sagaria wat omgekom het tussen die rekel. Ek sê vir julle, dit sal afgeëis word van hierdie geslag. Wee julle wetgeleerdes, check hierso, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. Self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder. Julle het die sleutel van kennis weggeneem. Wat het julle gedoen? Julle het die wat ek gestuur het, doodgemaak. Where is the secret place of the Most High? It's under the covering of those that have been sent. Verstaan julle dit? Is dit duidelik genoeg? Of is daar nog rebellie in jou hart, wat nou ewe skielik kom en sê, man, dis twak hierdie. Daar's mos baie mense wat sê, wat se nonsens is hierdie covering goed, ek het my eie verhouding met die Here. Jy het jou ding vir hom lees, fyn, jy moet hê. Jy moet hê, maar om jou te beskerm in die kudde van die Here, het God shepherding en oversight daar gesit, en dis die plek, dis die secret place waar God jou kan bewaar, en sy covering oor jou kan gee. Hallo, jy kan dit nie in isolasie doen nie. Jy kan dit nie in isolasie doen nie. Dit gaan nie
vir jou werk nie. Die groen weivelde, die waters waar is, die kos, al hierdie goed, die rus, die verkwiking van die siel, al hierdie goed wat die herder so liefderik wil gee vir sy skapies, gaan kom in die secret place. As jy jouself sit daar waar jy sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hallo, my broeder en suster, dis die plan, dis die wysheid van God. Die wysheid van God het gesê, ek sal mense namens my stuur, as hulle sal ontvang, sal hulle my ontvang. Ek gaan nie self kom nie, ek gaan in die kom deur hulle wat ek gestuur het, en die mense sal my hê as hulle aanvaar. En wat doen ons? Ons gaan die pastoor en ons traai hom uitwerk, en hy het net 2 jaar in die gemeente gewees, hy kan nou al 'n beroep vat, en dan trek ons petisies op. Ek hoor nou die dag van 'n plek waar daar 'n scam is, nou sit een broer en nog 'n broer en die pastoor, en hulle 3 kry nou petisies in die gemeente om te kyk wie kan die meeste stemme kry. Ek weet nie wat se ons hulle wil aanjaag nie, maar in elk geval, dis wat nou aangaan daar. En ons traai al ewig die pastoor uitwerk. Ek ken ouens in plekke in die sisteme waar ek was. Ouens wat vir jou kan sê, ek het al soveel en soveel en soveel pastore hier uitgewerk. So wat hy eintlik vir jou sê is, Boetie, as jy nie my please nie, moet jy weet jy's weg. Kan ons sulke duiwels toelaat? Ek kan nie glo dat 'n stelsel sulke satans kan toelaat nie. My skoonpa sê altyd, Satan! Ek kan dit nie glo nie, laat ons die goed duld nie. As jy kan aanvaar dit wat God daar gesit het, you can dwell in the secret place of the Most High. En jy kan die bewaring van die Here geniet. Moenie weer sê, he that dwelleth in the secret place of the Most High. As jy daai ding lees, laat die Heilige Gees vir jou vra, wat is jou stand in die gemeente waar jy is? Is jy deel van wat daar gebeur? Sê jy, geseënd is hy wat daar gesit is, om oor my siel te waak? Bring jy jou siel in verantwoordelikheid, verantwoording? Dan kan ons die rykdom van God geniet. Hulle die wat ek gestuur het in my wysheid, het hulle doodgemaak. En nou sal hulle my nie weer sien nie. Totdat hulle die ding kan oorbrug, en totdat hulle kan aanvaar en kan sê, maar hoorie, as ek hom aanvaar ek God. Want God het hom gestuur, en as nie 'n ander way nie, ek beter die ding aanvaar, nie die ding nie, ek bedoel nie die ou nie. Hierdie ding wat God doen, ek beter die ding aanvaar. Hallo? Ek beter dit aanvaar, want in sy body is sy fullness. Wil jy moet hierdie ding altyd onthou, his fullness is in his body. His fullness is in his body. David sê, Psalm 23, hy sluit af, hy sê, ek sal in die huis van die Here bly. Dis die plek waar Psalm 23 gebeur, is in die huis van die Here. In the sheepfold of God. So my broeder en suster, as jy nog van daai anti-duivels het, raak ontslaaf van daai anties. En bring jou kant. En kom reg en change jou gesindheid. Amen. Hoor julle wat ek sê? Amen. Dis die way wat God vir jou gaan sorg. Daar's nie 'n ander manier nie. Ek wil vir jou sê, ek raak bang as ek kyk na, bang in 'n sin, as ek kyk na die tyd waarin ons ingaan en wat gebeur in die wêreld ensovoorts. Ek wil vir jou sê, daar's net een plek van beskerming, en dis in the secret place of the Most High. Dis embedded in the body of Christ. Bringende my siel onder die jurisdiksie van dit wat God daar gesit het. As jy daar buite is en jy's alleen en jy's op jou eie, ek wil vir jou sê, dis nie 'n lekker plek vandag nie.
die way wat die wêreld gaan. Gordon praat gister van die ideologie, die feit wat ons vandag fight, dis hoekom dit 'n apostolic season is. Ons fight nuwe ideologie. Hy sê nuwe sondes ontstaan. Wie jy nog nooit van geken het nie. Hulle sê vir sy dogter op universiteit, sy kry 'n taak. Die taak sê, hy vra nie, hy sê, prove that God is a woman. Prove that God is a woman. Hallo? Ons het net een plek om te kies en dis in the secret place of the Most High. En dis nie 'n plek waar ek lekker huil en al my trane uitsort op die mat nie. Dis 'n plek waar ek onder die gesag staan wat God gegee het. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En ek sê nie hierdie goed vir 'n spesifieke rede nie. Ek het ook iemand oor spiritual oversight oor my en Karen se lewe wat ek ook sê geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En dit vat van my om my verhouding met hom 100% te hou elke dag. As ek 'n tikkie van kritiesheid te goed optel, dan het ek probleme. Nie van hom af nie, van die Here af. Ja, ek spot nou maar dis wat dit gaan verg, dat ons die lig suiwer hou in the secret place of the Most High. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord. Here, ek bid dat hierdie goed in ons lewe sal inval, sal ingeskerp word, en dat ons dit sal lewe en dit sal doen, want dit is die manier wat ons U gaan ontvang, Here, is deur hulle te ontvang wat U gestuur het. Here, ek wil vanmôre bid, breek mure en harde goed af, harde gesindhede, kritiek, goed wat dalk gevorm is deur verkeerde voorbeelde of slegte ervarings. Here, breek dit af deur die krag van U Heilige Gees, dat ons teenoor mekaar kan sag en liefdevol wees, en onderdanig wees aan mekaar soos wat U ons beveel het. Want dis die plek waar ons die beskerming van die Here sal geniet. Dankie Here dat U een van die bedieninge wat U daar gestel het, een van die fasette van Christus is die faset van 'n shepherd. En ek dank U dat U hierdie dinge in die kerk gestel het, sodat ons as die skape van die Here veilig kan wees. Sodat ons waters van rus kan geniet, sodat ons verkoeking kan geniet, sodat ons goeie kos kan geniet. In Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen.